Goeiedag vriende, dit is die 5de Junie 2021 en my naam is Pieter van der Merwe. Baie welkom by die inskakel, ek sê dit maar elke keer, dit is altyd nuwe mense dalk wat inluister, so ons verwelkom julle, ons praat oor die Here se koms, ons doen dit al 'n hele rukkie, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle, en dat ons ook in die gees maar aan mekaar dink en vir mekaar bid in hierdie dae. Kom ons bid net saam. Here, ek prys U vandag vir die wonderlike voorreg dat ons hierdie geselsie ook kan begin in U naam. Dankie Here vir die wonderlike voorreg dat ons as kinders van die Here 'n hoop het wat die wêreld nie het nie. En ek bid dat dit waaroor ons vandag gesels en die woord wat ons aanhaal, die onderwerpie waaroor ons praat, Here, dat U regtig dat dit lig bring in elkeen wat luister en U koninkryk daardeur gedien word in Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het die afgelope voorafgaande week het ons mos nou gepraat oor die groot verdrukking. Nou die groot verdrukking word of speel af in die tyd van die Antichrist, dit weet ons. Maar dan is die woord van die Here baie duidelik oor die gees van die Antichrist, wat sedert die Bybel geskryf is, teenwoordig is in hierdie wêreld. Maar dat ons lees dat dit toeneem en ek wil amper sê met 'n spoed toeneem in die laaste dae. So, ek wil vandag 'n bietjie daarop weer gaan fokus. Ons het in die verlede dit reeds gedoen, maar ek wil dit doen aan die hand van een baie spesifieke term wat al hoe meer in die pers gebruik word, in Amerika ontstaan, en dis die term woke. Nou, die van u wat by is met die nuus en wat aangaan in die wêreld, sal die term ken. Of ons almal weet wat dit beteken, weet ek nie. Maar weet jy, in daardie term is 'n klomp waarhede opgesluit in 'n klomp intrinsieke, ek wil amper sê, anti-christelike geesgoede opgesluit, wat ons sien gebeur rondom ons. So, die term woke is blykbaar in 1962 die eerste keer gebruik in 'n artikel in the New York Times, wat geskryf was deur ene William Melvin Kelly. Nou hy kry met ander woorde die krediet dat hy hierdie term vir die eerste keer gebruik het. En dit was in 'n sinsnede wat so lees, if you're woke, you dig it. Met ander woorde, dis 'n positiewe term as jy woke is, of as jy dan nou jouself resorteer onder woke. Nou dit wat hy aanvanklik bedoel het daarmee, het intussen nou bietjie verander. So, wat deesdae verstaan word onder die term woke, gaan ek nou vir u die Wikipedia definisie gee, verskoon die Engels. Woke is a term that refers to awareness of issues that concern social justice and racial justice. Met ander woorde, in die volksmond, of in die gemoed van ouens wat sê ek is woke, kom hierdie ding deur, dat jy, as jy woke is jy anders is die ander wat nie woke is nie, met ander woorde, wat nog aan die slaap is. As jy woke is jy wakker, jy sien beter, jy verstaan beter, jy het 'n insig wat ander mense nie het nie. My insig is gewoonlik ook superieur bo ander. Moenie my teengaan nie, wat ek sê is die regte dinge. Ons het die oplossing, die woke ouens, hulle glo hulle die oplossing vir alles. Alle probleme sal verdwyn as ons net doen wat hulle sê ons moet doen. Hulle is sensitief vir sosiale vraagstukke en hulle is sensitief vir rasse vraagstukke. Nou dis mos nou nie verkeerd nie, as daar sosiale ongeregtigheid is, dan praat jy daaroor, en dieselfde met rasse ongeregtigheid. Vriende, maar soos dit hierdie goed openbaar en gemanifesteer word in die wêreld, is dit niks anders nie as 'n bose misleiding. U sal hoor uit wat ek nou net gesê het, dat dit die kleed het dat dit oor geregtigheid gaan, met ander woorde, selfs 'n Bybelse ondertoon het, maar die manier waarop dit gebeur, is absoluut vanuit die bose. Ons gaan nou vandag 'n bietjie meer daarna kyk. Vriende, dit word toenemend die sentrum van politieke, kulturele debatte, gewoonlik fanaties en baie keer cru. Mense het geen respek meer vir mekaar nie. Jy doen 'n ding op jou manier. As jy woke is, het jy amper, ek wil amper sê, die reg om ongeregtig te wees. Jy mag winkelvensters stukkend slaan, jy mag, winkelware wegdra, op motors spring, daai tipe goed. Dis soos dit gemanifesteer word in die praktyk. Nou,
dis verder dat dit bepaal 'n toenemende of hierdie woke gedagte word toenemend ek wil infiltreer in beleide, byvoorbeeld selfs in skole, universiteite word dit al ek wil amper sê geslag lank gedoseer onder die dekmantel van geregtigheid, maar wat nou uitkom in soos ons dit deesdae sien. Sakeooreenkomste, politieke partye se grondwette, selfs sportverenigings, kulturele verenigings, opvoedkundige organisasies, begin al hoe meer hierdie goed as, as 'n ondertoon in hulle grondwette en in hulle beleide kry. Nou, wat ek nou gesê het was ter inleiding. Ons nou in die tweede plek, wat is die effek van hierdie gedragspatrone op die algemene siening van mense, in hulle denke, in die manier hoe ons dit in die wêreld sien, en dan gaan ons woord toe in die derde plek. So Paulus sê, Timoteus 4 vers 3 tot 5, ek is jammer. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie, hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. U sal dikwels hoor die klomp nonsens wat hierdie mense aanvoer, as dan nou dit, jy weet wat nou die waarheid is. So, kom ons kyk daarna, en dan wil ek net bysê, in die agtergrond, ter agtergrond van dit wat ek nou gelees het uit 2 Timoteus uit, gaan dit daaroor dat kerke hierdie tipe beleid toenemend aanvaar en spreek sosiale ongeregtigheid en die sosiale evangelie aan, dat dit eintlik al hoe meer die evangelie word. Met ander woorde, dat die ware evangelie van Jesus Christus op die agtergrond kom, en dat hierdie sosiale goed voorop is, want dit is nou die goed wat belangrik is. Wat die Here Jesus in Matteus 24 vers 4, loop hy met sy disippels, nou stap hulle en hulle vra vir hom oor die eindtye, en as dit die ding wat hy vir hulle sê, en ek het dit al baie aangehaal, pas op dat niemand julle mislei nie. Met ander woorde, spesifiek het die Here Jesus gesê, dat in die eindtye, daar 'n fokus sal wees op misleiding van die kinders van die Here. Vriende, die effek op die alledaagse gedragspatrone is dat daar ek dink die een medium waar dit die sterkste deurkom, is die sosiale media. En jy sien amper 'n massa hysterie daar, juis wanneer goed soos sosiale ongeregtigheid of dan nou rassegoed ter sprake kom. Daar's 'n venyn in hierdie reaksie, en daar's 'n absolute, jy weet, ek het die waarheid. En enige iemand wat met my verskil is, het nie bestaansreg nie. Daar's 'n onverdraagsaamheid met Bybelse beginsels. Hulle neem die Bybel wanneer dit hulle pas, byvoorbeeld met ongeregtigheid, maar die oomblik as goed soos geweld wat hulle goedkeur en toepas, dan het die Bybel nou niks daarmee te doen nie. So daar's 'n onverdraagsaamheid met die werklike Bybelse beginsels in hulle optrede. Daar's 'n oormatige selfversekerdheid. Ek is reg, my siening is reg, en ek handhaaf myself ten alle koste, want ek het die waarheid. Daar's 'n vrymoedigheid tot veroordeling en tot oordeel. Omdat ek die waarheid het, kan ek sê wat ek wil, en veroordeel ek enige iemand wat teen my staan, veral juis ook hulle wat as kinders van die Here met 'n Bybelse, jy weet, vanuit 'n Bybelse waarheid met 'n hoofles hierdie goed benader. Daar's 'n toenemende militantheid, en ons sien dit in skole, ons sien dit in universiteite, organisasies met sogenaamde hoër doelwitte. En dan verwys ek nou na goed soos, jy weet, die natuur, aardverwarming, ongelykheid in sosiale strukture, geslagsgelykheid, geslagsoriëntasie, ek het al daaroor gepraat, die aborsieregte, dis die tipe goed wat hierdie ouens aanhang en oplig, ek wil amper sê, as dan nou die sogenaamde hoër doelwitte. Vriende, dis absoluut uit die heelheid aangesteek. Kom ons gaan kyk in die derde plek wat die woord regtig hieroor sê. Ek het nou aangehaal wat die Here Jesus gesê het in Matteus 24, dat ons, jy weet, dat niemand ons moet mislei nie, dat die kerk van die Here se oë moet oop wees vir misleiding, dat ons nie ons oë so ons ore uitleen vir al hierdie goed nie, want dit is so maklik. En ons sien al hoe meer kerke en genootskappe wat hierdie mense klakkeloos volg en hulle sogenaamde waarhede versprei. Vriende, ek lees vir julle in 2 Korintiërs 11
vers 3 en 4, maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word van die onverdeelde en die suiwere toewyding aan Christus, net soos Eva verlei is deur die lustigheid van die slang. Vriende, en hier is miskien die kern van die ding. Die gedagtes, die toewyding aan Jesus Christus bepaal my verhouding met hom. In my suiwere toewyding aan hom, weet ek die gees van die Here rig my denke, rig my lewe en rig my gedagtes. As dit nie so is nie, dan is ons soos Eva wat mislei is en verlei is deur die lustigheid van die slang. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoeg neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het, en julle neem net so maklik 'n ander gees en 'n ander evangelie aan as die wat julle van ons ontvang het. Vriende, ek gaan aan met 2 Korintiërs 11 vers 14 en 15. En geen wonder nie, want Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. Daarom is dit ook die snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien. Vriende, hier's 'n oordeel hieroor. En ons moet die hele evangelie verkondig. Ons moet vir mekaar sê, die woord sê, hierdie ouens gaan kry wat hulle soek. Om dit nou sommer net in ons taal te sê. Satan doen hom voor as 'n engel van die lig. So ten agtergrond van al hierdie sosiale goed, in opstaan vir hierdie sogenaamde ongelykhede. En nou is ongelykhede, ek sê dit weer, maar ons hanteer dit as kinders van die Here en nie op hierdie manier nie. Judas vers 16 sê, hierdie mense kla gedurig, hulle is ontevrede met hulle lot, hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot sê, vlei en dinge van mense, om daaruit voordeel vir hulle self te trek. Onbewuslik, vriende, is mense besig om van Christus aanbidding oor te gaan na die anti-Christ aanbidding. En die mense weet dit nie, die wêreld weet dit nie. Hulle besef nie dat dit gebeur nie. Uiteindelik word die wêreldgodsdienst gebore waaruit die anti-Christ aanbid word. Vriende, dis 'n skuif. Dis 'n skuif in mense se koppe, dis 'n skuif in hulle siening, dis 'n skuif in hulle kyk na wat in die wêreld aangaan, omdat die woord van die Here en die gees van die Here nie volkome in hulle binneste toegelaat word nie, sodat dit hulle kan lei in die waarheid nie. Die gees van die Here wil ons lei in die waarheid, maar ons kop en ons oë is nou te veel op hierdie goed, want die oorgrote meerderheid mense in die wêreld spring op daai kar. Dis 'n kar wat lekkerder ry, wat makliker lyk as die een wat die woord van die Here sê. Vriende, Judas vers 18 en 19 sê die volgende. Hy het vir julle gesê, daar sal in die laaste dae mense wees wie se lewens deur hulle eie goddelose begeertes oorheers sal word. Hulle sal met julle die spot dryf, met die kinders van die Here. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die gees van God nie. Dit is 'n ongelooflike hartseer saak. Vriende, en ek sê weer soos ek net gesê, dis opmerklik hoeveel kerke, jy weet, skaar hulle aan hierdie kant en gaan in die handelinge in van die sogenaamde woke mense. Nou, die woke gedagte kan jy nie op al die goed van toepassing maak nie, maar dit lê ten grondslag van die gees van die anti-Christ. Dis eintlik wat ons hier vir mekaar wil sê. Openbaring 3 vers 18 staan daar, en dis spesifiek gesê vir die ware kerk en vir die eindtydkerk. Koop vir julle wit klere, sodat julle dit kan aantrek en julle skande, julle naaktheid nie gesien word nie. Koop oogsalf, om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien. Vriende, dis uit ou Johannes se hart uit. Onthou, dis die Here Jesus wat dit vir hom sê om hierdie brief te skrywe vir Laodicea. Dis die eindtydkerk, dis ons. Bid vir oogsalf, dat ons die goed sien soos dit werklik is. Dit is 'n kreet vanaf die Here Jesus self vir die eindtydkerk. Vriende, ek lees in Judas 19. Kom ons lees eers 1 Timoteus 4 vers 1. Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige mense afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en leerstellings van bose geeste aanhang. En vriende, dit is presies wat dit is. Dit het die gedaante
soos die woord sê van godsaligheid, maar dit het niks met godsaligheid te doen nie, dit het niks met die ware evangelie van Jesus Christus te doen nie, dis misleiding vir die eindtyd kerk, dit is die gees van die antichrist, die gees wat heers in die wêreld, vanaf die Here Jesus opgevaar het na die hemel toe, maar toenemend homself openbaar in hierdie eindtye. Ek is oortuig, vriende, dat die wêreldgodsdienst wat kom, een is wat sal fokus op sosiale ongeregtigheid, op goed soos, jy weet, rasseverdeling en rasseonderskeid en daai tipe goed, rassespanning, en dat dit 'n antwoord daarvan sal hê, vanaf die antichrist. Ek glo nie dit gaan in die praktyk wonderlik uitwerk nie, want hy bly die vader van die leuen. Die vader van die leuen is die Satan, en hierdie man is 'n satanis. En die mense wat die merk dra, is sataniste, sê die woord. So hoe dit in die praktyk gaan uitkom, weet ek nie. Maar die punt is, dat die een wêreld godsdienst iets moet in homself vat wat vir almal goed lyk. En ek is oortuig, dit lê ten grondslag hiervan, jy weet, hierdie sosiale evangelie. En sien ons dit nie toenemend meer in hoofstroomkerke, 'n evangelie wat sosiale goed oplig, asof dit die ding is wat ons by Christus bring, met ander woorde, werke, eerder, as dat ons die gees van die Here toelaat om sy werk in ons lewe te doen, en vir ons te bring in 'n verhouding met Jesus Christus, wat die wêreld nie verstaan nie. Vriende, ek wil afsluit met 2 gedeeltes, die een is in Judas, weer eens in Judas, van vers 19 tot 25, en dan gaan ek afsluit met 1 Johannes 4, vers 5 en 6. So kom ons kyk wat staan in Judas, vers 19. Hierdie mense bring verdeeldheid. Hulle word deur hulle natuurlike drange beheers en nie deur die gees van God nie. Julle geliefdes moet egter voortgaan om julle lewe te bou op julle allerheiligste geloof. Bid altyd deur die krag van die gees. Met ander woorde, as die wêreld nie die Heilige Gees het nie, maar gedryf word deur bose geeste, en ons het die krag van die Gees, beteken dat daar kom konflik, ons gaan uitstaan so seer, jy weet, ek nou amper sê so seere, omdat ons nie die gees van die antichrist kan volg nie. Bly in die liefde van God. Vestig steeds julle verwagting op die barmhartigheid van ons Here Jesus Christus, wat die ewige lewe aan julle sal gee. In ander woorde, ons verlossing lê nie in sosiale goedjies nie. Ons verlossing lê in dit wat die Here Jesus vir ons gee. Oor die wat in twyfel verkeer, moet julle ontferm. Ander moet julle red, deur hulle uit die vuur te ruk. Oor ander moet julle met versigtigheid ontferm, en verafskie selfs die klere wat deur hulle sondige luste besmet is. Vriende, ons moet bid vir oordeel. Ons moet absoluut in die gees vra, wat is die waarheid? Onthou, ons lewe in die tyd van die leuen. 99% mense op hierdie aarde volg die leuen, want dit klink reg, dit klink of dit die waarheid is, maar is nie die waarheid nie, dit is die leuen. Vriende, dan sluit ek af met 1 Johannes 4, vers 5 en 6. Hulle, dis nou die woke mense, kom ons maar ek sê dit so, hulle behoort aan die wêreld, en wat hulle sê is dus van die wêreld afkomstig, en die wêreld luister na hulle. Ons behoort aan God, en vir wie God ken, luister na ons. Wie nie aan God behoort nie, luister nie na ons nie. Hieraan kan ons die gees van die waarheid, of ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaalheid onderskei. Ons kan die 2 geeste onderskei as kinders van die Here. Vriende, met ander woorde, daar gaan mense wees wat nie na ons luister nie, daar gaan mense wat gaan inneem wat ons sê. En weer eens, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, ons leef in 'n tyd wat u en ek regtig op ons knieë moet bly vir mense. Want die woorde wat ons sê, is
opkomende van mense wat die lig in ons het. Met ander woorde, dit moet woorde wees wat lig bring. Dit moet woorde wees wat mense oplig, dit moet woorde wees wat die mense wys wat is regtig die waarheid. Nou baie dikwels moet ons eerder bid voor ons praat. Baie dikwels moet ons miskien net iets sê wat die Gees in ons harte lê en niks meer nie. Al is dit net 'n woord om 'n ou te sê, gaan dink oor wat jy doen. Vriende, ons moet so versigtig wees op watter manier ons as kinders van die lig in hierdie donkerte lewe. Die goed neem toe met 'n onheilspellende spoed. En as mense verlei is deur die gees van die Satan, deur die leuen, dan sê hierdie woord vir ons, hulle gaan nie luister nie. En ek wil amper sê, dan moet ons ook nie verder steur aan hulle nie. Daar is soveel ander wat die Here dalk oor ons pad bring. Nou weet ek, daar is geliefdes wat hierdie goed glo, daar is vriende wat hierdie goed glo, en wat in hierdie goed opgaan. Bid, bid, bid. Moet nooit op hom bid nie, en moet nooit vergeet die krag van die gebed nie. Dit is ons roeping in hierdie dae. Mag die Here vir u en my regtig die wysheid gee, want dis die een ding waarvan ons nooit moet ophou bid nie, waarvoor ons nooit moet ophou bid nie. Die wysheid om as kind van die Here in hierdie wêreld te staan met 'n oormag, ongeregtigheid, sonde rondom ons, verkeerde insig, leuen en mense wat dit vat as die gees van die as die gees van die Here, terwyl dit niks te doen het met die gees van die Here nie. Kom ons bid saam. Here, as daar een ding is wat ons harte uitroep vandag na u, Here, dan is dit wysheid. Dan is dit om te onderskei wat is van u en wat is nie van u nie. Dankie dat die woord van die Here vir ons so duidelik lei uit hierdie skrif wat ons nou ook met mekaar gedeel het. En ek persoonlik bid vandag, Here, dat elkeen wat hier luister, oop oë kry, sodat ons kan sien wat u wil hê moet ons sien. Here, dat ons die wêreld beoordeel rondom ons vanuit die gees van die Here en nie vanuit 'n wêreldse gees nie. Here, help ons om die evangelie van Jesus Christus te verstaan as die waarheid en nie die valse evangelie van die vyand nie. Ek bid dit met al die erns van my hart in Jesus se naam. Vrede en wysheid vir julle. Mag die Here julle seën. Amen.